Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, Verlosser, Priester en Koning. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaar is, en wat hoër as die hemele geword het. Hebreërs hoofstuk 7 vers 26. Deur goddelike leiding is die stam van Levi afgesonder vir die diens van die heiligdom. In die vroegste tye was elke man die priester van sy huishouding. In die dae van Abraham is die priesterskap beskou as die eersgebore reg van die oudste seun. Nou, in plaas van die eersgeborene van die hele Israel, het die Here die stam van Levi aanvaar vir die werk van die heiligdom. Die priesterskap was egter beperk tot die familie van Aaron. Aaron en sy seuns alleen is toegelaat om voor die Here te dien. Die res van die stam is toevertrou met die diens van die tabernakel. In ooreenstemming met hulle amp is 'n spesiale kleed vir die priesters vasgestel. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Eksodus hoofstuk 28 vers 2. Dit was die goddelike opdrag aan Moses. Alles wat verband hou met die kleredrag en gedrag van die priesters moes so wees dat dit die kyker sou beïndruk met 'n gevoel van die heiligheid van God, die heiligheid van sy aanbidding en die reinheid wat vereis word van diegene wat in sy teenwoordigheid kom. Nie net die heiligdom self nie, maar ook die bediening van die priesters moes dien as 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge. Hebreërs hoofstuk 8 vers 5. Die mense is elke dag deur middel van tipes en skaduwees die groot waarhede geleer met betrekking tot die koms van Christus as verlosser, priester en koning. En een keer elke jaar is hulle gedagtes vorentoe gevoer na die slotgebede van die groot stryd tussen Christus en Satan, die finale suiwering van die heelal van sonde en sondaars. Die offers en offerandes van die Moseëse ritueel het altyd gewys na 'n betere diens, selfs 'n hemelse. Die verdienste van sy, Jesus se offer, is voldoende om aan die Vader namens ons te bied. Ons sal vrye toegang hê tot die versoenende bloed van Christus. Dit moet ons beskou as die kosbaarste voorreg, die grootste seën wat ons ooit aan die sondige mens gegee is.